Ons is in die tweede week van die tema All in the Mind. En die ding wat ek nou nie graag wil doen is om elke slag te vertel wat het gebeur nie. So jy kan op ons webblad gaan kyk, iConnectMission.net, daar is verlede week sinne, hierdie week sin behoort teen môre vanaand op te wees, om net die hele storie te kry. Maar die een ding wat ek elke week moet herhaal, is dit. Die lewe gebeur en speel hom af hierso in ons brein. Die lewe speel nie af iewers op 'n ander plek of iewers in my liggaam of so nie. Selfs al gebeur iets op 'n ander plek of gebeur iets in my liggaam, is dit hier waar dit afspeel. En dis hier waar ons glo. Dis hier waar ons God se grootheid, waar ons God se wil vir ons lewe en die lewe wat hy vir ons wil gee, dit gebeur hier. En dit speel hom hier af. So alles gaan oor dit wat in ons gedagtes gebeur. God openbaar in ons gedagtes, alles gebeur hierbo. Nou vanoggend gaan dit oor daaroor om God se waarheid toe te laat om vestings af te breek. Ek gaan die res van die diens gaan ek die woord stronghold gebruik, want dit is 'n woord wat reg in die Bybel voorkom en ook die teksgedeelte wat ons in Engels lees gaan oor strongholds. En die strongholds word afgebreek deur waarhede van God en oor God. Hier wen jy met waarhede. Word die strongholds afgebreek. So kom ons lees net, voordat ons nou verder aangaan, gaan ek net eers die gedeelte lees. En dan gaan ons, kom ons so deur die loop van die diens daarby uit. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought, to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Nou dit klink verskriklik deur mekaar. Maar al wat hy sê is, ons lewe in hierdie wêreld en daar is magte, daar is dinge wat gebeur, dinge loop verkeerd. Maar dit is met ons gedagtes, die oomblik wanneer dit gebeur, het dit 'n invloed hier. Maar jy breek dit af, hierdie stronghold wat gevestig word, deur waarhede van God, wat ek en jy van weet, wat ons lees in die Bybel van, en veral waarvan hy ons oortuig. Want hy weet mos wat gebeur. Hy weet wat hierbo gebeur. En dis wat daai gedeelte sê. So kom ons gaan identifiseer eers wat is 'n stronghold. Wat is 'n stronghold? Die Griekse woord okiruma beteken 'n tronk met 'n oop deur. Daar's 'n tronk, hierdie Griekse woord, hy sê dis 'n tronk. As iemand na binne, maar daar's 'n sleutel in die deur. Maar hy weet dit nie. Hy's 'n gevangene, hy's 'n gijslaer. Hy lewe soos 'n gevangene in 'n tronk, as gevolg van die stronghold. Maar hy hoef nie daar te bly nie, hy hoef nie daar te wees nie. Daar's 'n sleutel in die deur. 'n Stronghold. Iemand se pa was 'n verslaafde. En hy glo, hy gaan ook 'n verslaafde wees. Dis 'n stronghold. Iemand het iets of iemand verloor en hy glo sy lewe sal die res van sy tyd op aarde gaan daar 'n leegheid en 'n gat in sy hart wees. Dis 'n stronghold. Dit is nie die waarheid. Dis 'n stronghold. Maar hy hou jou gevange daar. Jy kan uit. Jy kom uit. Wat is God se waarheid oor verslaafdheid en alleenheid? En jy gaan hierdie stronghold, hierdie deur oopmaak
wanneer jy dit met God se waarheid, die stranghold, afbreek. Ek het 'n geskiedenis van verkeerde finansiële besluite. Ek sal altyd finansiëel sukkel. Dis 'n stranghold. Dit is eenvoudig nie die waarheid. Jy sien dit tronk, maar daar's 'n sleutel in die deur. Nou, hoekom sal ons nou so maklik daar bly sit? Hoekom bly ons so maklik gevangenes in hierdie strangholds van ons? Dit is nie so maklik om dit te identifiseer nie. Iemand het in Engels het hy gesê, a stronghold is a place of strength where evil is entrenched. A stronghold is a place of strength, dit mag, where evil is entrenched. Wat hy sê is, dit is nie so maklik om dit raak te sien nie. Veral jy. Jy sit in die tronk, jou lewe is aaklig en leeg en donker, maar jy sien nie so maklik raak nie. So dit kan wees dat jy nou hierdie woorde hoor en nie eens besef dat daar 'n stranghold in jou lewe is. Iets wat jou die lewe steel van jou. Iets wat die goeie en die mooie wat God vir jou wil gee, wat dit eenvoudig net nie moontlik maak. Jy sien, 'n stranghold het 'n misleidende krag. En dit is 'n krag, dit het 'n krag op jou lewe. Daarom kan mense nie loskom so maklik uit hierdie goedheid nie. Maar dit is misleiding. As 'n sleutel in daai tronk se deur. Soos wat met 'n olifant, ek het al gebruik, jy ken dit. 'n Olifant. As hulle hom laat optree voor mense. Wat maak hulle? Die olifantjie klein is, kap hulle so 'n dik pen in die grond, maak 'n dik tou in sy poot vas en hy skop tot op 'n dag, hy skop nie meer nie. Selfs wanneer daai olifant groot en uitgegroei is, 'n magtige dier wat hy tou afbreek met die minste inspanning. Glo hy. Hy's vas. Hy glo dit. Dis nie die waarheid nie, maar hy glo dit. En hy bly hierdie gevangene van 'n stupid stuk stomp in 'n tou. Hierdie groot magtige dier. Misleiding. So wat is jou stranghold? Het jy een? Dit is misleiding. Die olifant in sy brein, dis nie aan sy voet wat hy vas is nie. Dis nie aan sy voet waar hy 'n gevangene is nie. Dis aan sy brein. En dis ek en jy. Ons is die gevangenes van dinge en goed wat met ons gebeur, of wat ander mense sê of doen, of ons geskiedenis tot vanmôre toe sê. Dis hier, wat dit moet verander, en dit kan alleen verander deur die waarhede van God. Daarmee breek jy hierdie goed af. Korintiërs sê, ons kan alleenlik strangles in hierdie lewe afbreek, demolish, met die waarhede van God. En ek gaan net twee waarhede, Bybelse waarhede hieroor verder praat. Om God toe te laat, om die strangles af te breek, moet jy nommer 1. Daar is een. Dis logies. God kan nie die strangel breek, natuurlik ek enige ding doen, ons weet dit. Maar normaalweg gebeur dit so, dat die strangel kan nie gebreek word, voordat ek dit nie identifiseer nie. Ek kan nie die verslaafdheid breek in hierdie geslag, as ek nie weet, dit is my strangel. Jy moet dit identifiseer, heel eerste. En dit is nie altyd maklik nie, het is gesê, dit is dikwels, kan ons dit nie so maklik raak sien. So ek het gedink, ek gaan 5 strangles, waarmee ons al kan identifiseer, om dit net vir jou makliker te maak, om dit te identifiseer, sodat jy vry kan uitstap. Dit wat God vir jou en my wil. Nommer 1, in die tyd waarin ons lewe, die moderne kultuur, is een van die kragtige strangles, wat mense se lewens, hulle lewe lang, sit hulle in daai tronk. My waar sê, hulle stap al dieper in die tronk in, is, wat ons kan noem, materiële strangles.
Dis prakties. Volgende 4 wat hierna gevolg is prakties. Daar's te veel mense wat gijslaar gehou word met die idee dat geld vir jou geluk gaan bring. Materiële goed. 'n huis, 'n kar, 'n groter salaris, waar ek meer kan koop, meer kan doen. Hoe meer jy dit doen, min mense kry dit reg om nie in 'n tronk te beland oor dit. Sy lewe gaan by hom verby. Hy sal agter die een werk na die ander een gaan, net om meer geld te kry, terwyl hy sy siel verkoop. Sy lewe sluit in 'n tronk. Volgelinge van Jesus Christus, wie ek en jy is. Ons moet dit weet. En jy moet vandag vir jouself eerlik dit gaan vra. Is hierdie dalk my strand? Nie noodwendig dat ek dink, nou, soos die ander ou, dit sal vir my geluk koop, dit is my lewe volmaak nie. Dalk is jou ding dood eenvoudig vrees. Dat jy onveilig voel, maar jy het nie geld het nie. Dis 'n stronghold. Dis 'n stronghold. Want wat gebeur? Ons maak keuses. Dis ook wat in die lewe gebeur. So nou as jy bang, jy te min. Jy sit in 'n tronk. Dan maak jy verkeerde besluit. Neem verkeerde keuses. Kyk na verkeerde goed. En kort voor lank mis jy al God se seën wat hy vir jou wil gee. Dat hy vir jou 'n gevoel van veiligheid wil gee, dat hy die gevoel van vrees wil wegvat. Maar ek en jy, ons saboteer hom. En ons saboteer sy guns. En maak as die volgende, en die volgende, en die volgende verkeerde besluit, en jy bly in jou stronghold sit. Wat 'n tragedie, sou God sê. Jou stronghold, het dit iets te doen met materiële dinge? Stroop hierdie ding jou van 'n oorvloed van lewe? Die deur is oop. Jy kan vry uitgaan. Tweede, voor die hand liggende vorm van 'n stronghold is verslawing. Voor die hand liggend. Pille, wettig en ook pille onwettig. Allerhande ander goed. Sport. Ek is self baie lief vir sport. Maar sport kan maak dat jy 2 keer 'n dag in die gym is, of 5 uur in die oggend uit die huis uit gaan fietsry, of gaan hardloop, vanaand weer, en jy mis 'n groot deel van die lewe. Dit het jou stronghold geword. Jy het op 'n manier verslaafd aangeraak. Om dit op 'n baie praktiese manier, stronghold wat ek hopelik nou besig is om te breek, is werk. Werk kan jou stronghold wees. Dat jy vir te lank aan mekaar werk, en dat jy dood eenvoudig nie vir 1 uur en 'n half in 'n fliek gaan sit nie. Dat as jy gaan stil sit, dan moet jy iets doen. En ek het dit al vir jare so gedoen. Sondag preek ek, môreoggend 7:30 is ek my kantoor, en so gaan dit aan. Naweek wanneer ander ouens begin afskakel, sit ek net 'n ander keer in. En ek het op 'n manier 'n trots gehad daar. Ek kan 7 dae in die week werk, totdat ek iets gelees het so 'n maand of wat terug. Dalk langer. Een van die 10 gebooie is. Die 10 gebooie het Ilane gesê, dis nie wette wat jou seer maak. Jy maak jouself seer deur hierdie riglyne wat God gee. Deur nie net daarvolgens te lewe nie. En een van hulle 6 dae moet jy werk en 7 dae moet jy rus. Hy het gesê, so ek breek doelbewus vir jare. Ek dit net nie gedoen nie. Wat gebeur? Jy raak dood in jou gees. Dis 'n stronghold. Ek het geglo dit so. Nou vat ek maandag af. Ek gaan eet 'n ontbytjie. Ek ry nou 7 kilometer wat uit die dorp uit, en dan gaan flieke.
En dit was met die moeilikste ding om in 'n fliek te gaan sit en te dink, jy gaan in 2 ure verbygaan van die lewe en ek het niks gedoen. Werk kan 'n struggle wees. Maar wat jy nie besef nie, is jy's 'n gevangene en jy mis soveel van dit wat God vir jou wil gee. Jy mis die lewe. Derde ene, persoonlike of 'n fisiese strangel. En dit gaan nou maar dood eenvoudig oor ons liggaamsbeelde wat ons het. En dalk is dit nou nie vir jou of vir my nou so 'n vreeslike ding nie, maar vir baie mense wat hier sit, is dit 'n verskriklike ding. Sy lewe lank is hy ontevrede oor hoe hy lyk in sy lyf. Nou sy skoentjies loop koop om hom langer te maak, maar hy loop in pyn. Jy kan dit sien. Dit mooi skoentjies. Maar dis aklig. Jy trek klere aan wat jou bespotlik laat lyk. Dis jou struggle. Ons lag, ek lag ook oor dit. Maar die punt is net, daai arme mens, die lewe gaan by hom verby. En dis die ding van 'n struggle, hoe langer jy daar bly, hoe moeiliker word dit om uit te kom. Fisiese, persoonlike struggles. Nommer 4, verhoudingsstruggles. Is dit jy? Ek gaan een voorbeeld noem. Kom ons noem maar Marie. Marie het 'n verskriklike, slegte huweliksverhouding, baie slegte verhouding met haar kinders. Sy is net so op haar perdjie. Sy gooi haar huismense, die man en die kinders, wat is hierdie ou wat so gesing het by die baard, hy praat van 'n woordeboek geweer. Sy skiet hulle. Sy's ontevrede met alles wat hulle doen, alles wat hulle sê, gaan te kere. Haar lewe is aklig, hulle lewe is aklig. Waar kom dit vandaan? Ja, in haar geval, haar ma het so met haar pa gemaak. En haar ma het so met hulle gemaak. En die een sussie was nou half soos die tipe van witbroodjie gewees. En toe sy 16 jaar oud word, het Marie besluit, nooit sal dit met my lewe gebeur. En toe gaan doen sy presies dieselfde. Dis haar struggle. As van hierdie ander goed moeilik is om te identifiseer, is hierdie verhoudingsstruggles waarskynlik die moeilikste. En sit die mense vanoggend in verhoudings, en ook in huwelike. Hulle is getroud, maar daar's niks van die huwelik nie. Daar's geen intimiteit nie. Hoe langer hulle in hierdie tronk gesit het, hoe meer verwyderd hulle geraak. Ons almal het 'n geskiedenis. Ons almal het groot geword in 'n bepaalde huis, bepaalde ouers wat ons gehad het, oupas en oumas. Jy moet ook vandag vir God vra as dit jou ding is, of as dit nie jou ding is nie. Maar dinge gaan glad nie goed tussen julle. Dan moet jy vir God vra, Here, U het gesê, struggles moet afgebreek word. Ek weet nie of dit by my so is nie, maar ek weet U wil die goeie vir my hê. Is dit so? Oortuig my. Ek dink daar is te veel mense wat hier sit. Laaste is 'n geestelike struggle. Is dit dalk jy? God beantwoord nie my gebede nie. Ek het nie so groot geloof nie. Ek sal nooit wees soos daai ene nie. Ek het God al te veel teleurgestel. My geskiedenis by God tel teen my. Dit is leuen. Maar meer as leuen. Dit sluit jou toe in 'n tronk, waar jy nou juist nog meer hom ontbeer. Dis 'n struggle. Nommer 1, identifiseer. Identifiseer wat is die struggle indien dit so is. En nommer 2 is, nou val jy dit aan. Jy val dit aan. Jy hoop nie vir beter dae nie. Demolish, die woord demolish beteken afbreek, met mag en met mening. Jy hoop nie langer vir beter dae nie.
dat alles nou maar sal regkom nie. Jy demolish hierdie ding, en jy demolish dit met jou gedagtes. Jy gaan oor op die aanval. Jy het jou stronghold identifiseer, dan val jy aan. Jy demolish. Met wat? Met die waarheid. Met die waarheid. God het gesê, dat hy altyd, elke tree van my in hierdie lewe, dat hy by my sal wees. Dis een waarheid, maar dan moet ek net 'n storie vertel. Van identifiseerde aanval. Ek het 'n tannie in my eerste gemeente. Ek kan ongelukkig die detail van dit kan ek nou nie meer onthou. Maar haar man is dood. En sy het vir 'n paar maande getreur wat reg is, wat goed is. En op 'n oggend, maar dit het haar stronghold geword. Sy het geglo haar lewe sal altyd leef wees, sy gaan altyd sukkel, die oom het alles gedoen. En iemand gee dit vir haar of sy lees die volgende. Sy is nou weduwee. Nou daar staan in Jesaja 54, want ek het net al gesê, nee, God gee vir ons dikwels, hy gee nie woord vir ons, maar ook met gedagtes, idees of wat ook al, of met mense. Nou sê hy, vers 4, hoofstuk 54, sê hy, waar is hy nou? En nie meer dink hoe jy verneder is toe jy 'n weduwee was nie. Hy wat jou gemaak het, is jou man. Sy naam is die Here die Almagtige, die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy word die God van die hele wêreld genoem. Hy is nou jou man. Nou hierdie tannie lees iewers hierdie ding en sy kry die gedagte dat God vir haar sê, jy's 'n weduwee. Jy het nie meer 'n man nie. Van die dag wat jou man dood is ek jou man. En sy glo dit. En sy kom agter, wanneer dinge verkeerd loop, op 'n wonderbaarlike wyse stuur God iemand na lewe. Want hy's 'n man. Hy sorg goed. Soos hy my vertel, was oor 'n stoof wat gebreek het. En dis arm. Dit is 'n man wat die ding kan regmaak nie. En sy kom in 'n winkel om marinewering te koop. En toevallig hoor 'n ander man, haar stoof is stukke. En hy loop na haar toe en hy sê, tannie, ek sal vanaand jou stoof kom regmaak. Ek is seker ek kan. En toe lag sy, toe sê sy, dis my man. Dis my man. Toevallig is hy ou daar. Toevallig gaan sy na daai winkel toe. Toevallig praat sy op daai oomblik so. En God is haar man. Hier's die stronghold. Die res van my lewe gaan ek sukkel. My man het vir my alles gedoen. My lewe sal leeg wees. Ek sal bly treur, ek sal bly sukkel. Dis die stronghold. Of jy breek dit, met die waarheid van God, breek jy daai ding af. Nie hoop dinge sal verander. Jy breek hom af. Met God se waarheid. En hierdie teksgedeelte beteken dalk vandag vir jou niks nie. Want dit is nie deel van jou lewe. Natuurlik sal dit nie. Maar daar's 'n waarheid vir jou persoonlik. In die stronghold waar jy vandag 'n gevangene en 'n gijslaer is. Daar's 'n woord vir jou. Hier of hier, 'n gedagte. Iets wat iemand sê. En dan vat jy daai ding en dan breek jy vir hom af. Neem elke gedagte gevange. Wat hy sê is, ons lewe hier in die wêreld, maar ons beklei nie met 'n geraas en 'n geskree en 'n gemanipulering om goed nou reg te kry na my ja, dit werk nie so nie. En as jy ou en jy weet gebruik jou hand en jy gebruik gewere goed, nee, ons werk nie so nie. Hoe werk ons? Ons neem die gedagte gevange. Die oomblik as ek bewus word daarvan, hier's 'n stronghold in my lewe. Hy dink en hy het my vir baie lank was ek sy gevangene gewees. Nou sal ek ook in die tronk. Dis waar hy staan. Ek neem hom nou gevange. Sodat ek vry kan uitgaan.
te gaan leef die lewe wat God vir my bedoel het. Wat is jou stronghold? Nommer 1, wat is jou stronghold? Jesus het gesê, die waarheid sal jou vrymaak. Jy sit vandag in hierdie tronk, laat die waarheid uitkom. En dan vat jy God se waarheid. En die waarheid sal jou vrymaak. Ongeag hoe diep weggebere jy is. Ongeag wie jy is. Die waarheid sal jou vrymaak. Nommer 1. Voordat die waarheid jou kan vrymaak, moet jy eers agterkom watter leuen hou jou gevang. Voordat die waarheid jou kan vrymaak, moet jy eers agterkom watter leuen hou jou gijslaag. En dan, baie belangrik, dit kan nou net so gemis word. Jou begeerte om te verander, jou begeerte om uit hierdie tronkvesting uit te kom, moet groter wees as jou begeerte om dieselfde te bly. Stronghold raak 'n plek van veiligheid vir jou. Dis al wat jy ken. So jou begeerte om vry te kom, moet groter wees as jou begeerte om daar te bly. En wanneer hierdie ding gebeur, jy dit identifiseer en hierdie ding vir jou waar word, hier gaan ek nie langer bly nie. Dan raak jy aggressief. En dan kan jy demolish. En dan sluit ek met die mooi Jesaja 61. God se wens vir sy mense. Jesaja 61. Sit jy in 'n stronghold vanoggend? Voel jy eensaam? Voel jy daar's 'n leeftyd van probeer wat agter my lê? Ek weet nie, die woord klink waar, maar ek weet nie of ek kan. Hier is die woord vir jou. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Blye boodskap. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur. Om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vrylating aan te kondig. Dit is reeds so. Maar ek en jy is soos die olifant met die tou in die grond. Vrylating is aangekondig. Vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, waar hy almal wat treur sal vertroos, vreugde in plaas van droefheid, eer in plaas van smart, blydskap in plaas van hartseer. Dis die woord. Dis die woord. Mag ons hier uitstap en by wyse van spreuke mag daar by daai deur 'n klomp sleutels lê. Dat mense geglo dat daar 'n God is wat 'n graf oopgesluit, 'n rots weggebreek het, sodat ek en jy kan leef. Amen. Here, dit voel so amper vir my of dit nou oorbodig is om nou te praat, want U het gepraat. U het gesê, so laat dit maar net wees, die woorde, mag dit so wees. Amen. Ek dink, die seën sal vanoggend so iets wees. Jesus het die groot stronghold vir mense, het hy kom afbreek, en dis die dood. Hy het uit die graf uit gegaan,
op 'n wonderbaarlike manier, sodat ek en jy sal lewe, ewig sal leef. En dit is bedoel vir nou alreeds. Dat ek en jy nou reeds in vryheid sal leef. Dat ons vry sal kom van al die goed wat die lewe van ons steel. En wat 'n liefdevolle, intieme verhouding beroof van ons en van hom. Hy wil jou en my seën dat ek en jy, terwyl ons leef op aarde, dat ons 'n goeie tyd saam met hom sal hê. En sodat hy 'n goeie tyd saam met ons sal hê, terwyl ons leef. Mag God jou seën. Amen.